is los. Jou pa het sy selfoon in die swembad gesmyt. Hoekom? Who knows? Hy is ook deesdae so gestres. Ek moet hom miskien maar dokter toe vat. Ons sal nou nie wees. Hy is net gou besig om sy selfoon uit die swembad uit te haal. Kan net sy ma wees wat hom sy humeur so laat verloor het. Nee, dit was nie ouma nie. Pa was besig om met Melvin te praat. Dan moet dit pa se flippens werkprobleme wees. Sst, kom maar. Durf ek vra wat met jou selfoon gebeur het? Dit het per ongeluk in die swembad geval. Is dit? Ja, oké man, ek het my vererg en toe gooi ek dit in die swembad. Dis oukei, pa. Ons weet pa het baie stres by die werk. Sy donderse Melvin. Hy gaan nie vandag werk toe kom nie. Nee, want hy gaan eers 'n draai ry by die Lotto se kantore. Het Melvin die lotto gewen? Nee, 5 nommers en die bonusbol in die Lotto Plus. Hy wat Melvin is. Hoe lank speel ek al die Lotto en wat is die meeste wat ek gewen het? 7 bloody rand. Het jy jou vererg omdat Melvin geld gewen het of omdat hy nie vandag werk toe kom nie? Albei. Melvin van alle mense. Hel, die lewe is onregverdig. Hoeveel het hy gewen? Genoeg om vir hom 'n splinternuwe top-of-the-range motorbike te koop. Ek het nie eens geld om vir my nuwe selfoon te koop nie. Haal daai batterye uit pa se selfoon uit en dan maak pa dit mooi droog met ma se hairdraier. Dink jy dit sal werk? Dit het vir Tenus van Rooyen gewerk toe hy per ongeluk sy foon in die lavie laat val het. Jy weet, 'n mens moet eintlik nie op jou selfoon praat as jy op die lavie sit nie. Asseblief, ons is aan tafel. Behalwe as jy met jou baas praat, of iemand wat jy nie kan verdra nie. Van nou af gaan ek so met Melvin praat, op die troon. Maar my magtig moet asseblief nie aan tafel oor die flop en Lavie praat nie. En van nou af van daai Melvin en sy spore moet trap by die werk. Een skewe kyk en ek gee vir hom 'n skriftelike waarskuwing. Pa moet hom sommer 'n skriftelike waarskuwing gee omdat hy vandag afvat. Die wet sê mense is geregtig op 1 dag siekteverlof per maand. Ek ken die bliksem. Hy sal môre werk toe kom met 'n doktersertifikaat. Maar hy by ontvangs, wat soos klokslag 1 dag elke maand af. Sy sê dis haar reg. Hierdie humans rights is haar potbollie. Charmenay verwy is baie kwaad vir haar ma omdat sy weier om Charmenay se sakgeld te verhoog. Haai, regtig. Jy het nie 'n idee hoe duur make-up deesdae is nie. Ek is jammer vir jou. Ek het. Ma, sê Blapsie moet liewerste net shut up. Man, shut up jy. Shut up jy. Hey, shut up julle al twee. Toe sê hulle wors. Shut up julle al drie. Of julle ek met hierdie bord pap ook in die swembad smyt. Hou jy nie van my pap nie? Volgende hou ek van niks nie. Hou nou op met hierdie by. Jy maak dit onaangenaam vir almal om hierdie tafel. Moenie. Jy het nie idee hoe wind gaan daai Melvin by die werk gaan wees met daai motorbike nie. 'n Motorbike waaroor ek my hele lewe lank nog net kan droom. Ali. Moenie as hy naam sê nie, dis vir my soos 'n steekpyn in my bors. Daai naam kan jy op jou pen skryf en met jou hemp afvee. Jy sal nooit met een van daai motorbikes by hierdie huis aankom en dit oorleef nie. Mag ek daaroor droom? Droom daaroor soveel as wat jy wil, maar dis waar dit eindig. Wat as pa die lotto wen? Wanneer het hy al ooit iets gewen? Toe ek laas salesman of the month was, het ek 'n gevriesde hoender gewen. Annetjie se ma het by die Rand se paaskou 'n opblaas rusbank gewen. Dis seker iets wat sy baie graag wou hê. Haar kat het dit die eerste dag net so 'n krap gegee en toe blaas dit af. Dis hoe ek vandag voel. Afgeblaas. Tenus se pa het by die kerkbazaar sit om boeretafel 'n vis wat sing gewen. Julle het nie idee hoe die hel en daai Neville Naidu gaan wees vir hierdie gelukkie van daai mislike Melvin nie. Man, Melvin het geld gewen. Get over it. Die geld worry my nie. I'm over it. Maar dit gaan nie vir my maklik wees om oor hy motorbike te kom nie. Ag, asseblief. Die bliksem sal natuurlik daarmee werk toe kom, net om my te tart. Pa moet regtig nie dat dit pa so ontstel nie. Miskien moet ek vir hoofkantoor vra vir 'n verplasing. Nou ruk jy die dam onder die een se gat uit. Ek kan nie van jou verwag om my pyn te verstaan nie. Tenus van Rooyen sê daar is nie 'n erger pyn as om een van jou dinges is in jou jeans se zip vas te knyp nie. Is jou pa nog besig met my haardroër? Hy's klaar, maar dit lyk nie asof pa se foon wil werk nie. Stupid bliksem. Shame. Ek het hom lanklaas so omgekrap gesien. Jou pa het die vermoë om onredelik jaloers te raak. Pa wens seker maar hy het die geld om ook vir hom so 'n motorbike te koop.
mans en hulle speelgoed. 'n Man word nooit eintlik regtig groot nie. Ek is baie bekommerd oor Tenus. Ek weet nie of ek jou moet vra hoekom nie, maar jy gaan my seker in elk geval sê. Ja, gister, toe ons by die mall was, toe loop hy verby die komputerplek, reguit in daai nuwe baba winkel in en kyk na al die baba goed. Sy ma verwag, hulle praat seker baie by sy huis oor die nuwe baba wat op pad is. En by die boekwinkel ignoreer hy heeltemal die fotografieboeke en gaan staan by daai boeke wat die baba name in het. Liever laat hy bly is oor sy ma se baba as wat dit die hel in is, soos wat hy eers was. Ja, seker. Maar dis net asof sy aandag nie net en volle by my is nie. Is jy nou die een wat jaloers is? Ek wil net nie hê sy aandag moet ronddwaal en dat ek nou ewe skielik tweede in die ry staan nie. Ja, jy's jou pa se kind. Wat bedoel ma daarmee? Jy moet soos hy die middelpunt van al die aandag wees. Is dit nie wat ma ook wil wees nie? Nee, glad nie, is nie in my natuur nie. So mag jy glad nie omdat pa daai foto's op sy selfoon het van ander vrouens nie. Ek donder daai selfoon onmiddellik terug in die flop en swembad. Is dit? Jy weet, baie keer kan jy regte klein pes wees. Toe, kom ons ry. Hoe lyk dit? Kom pa reg. Ja, ek dink hierdie foon is in sy helle. Kry een van daai nuwe smartphones. Vir wat? Ek soek 'n gewone foon. Ek soek nie een van daai fancy fone waarvoor 'n mens op 'n kursus moet gaan om dit te gaan gebruik nie. Kry van daai smartphones op pa se kontrak, dan ruil ek my gewone foon met pa. Ek voel so lus en gee vir daai Melvin 'n helse taaiklap. As dit pa se laat beter voel, doen dit. Ja, Melvin is vrot van die skuld. Plaas hy sy winnings gebruik om sy skuld te betaal. Maar nee, meneer wil 'n motorbike koop. Pa moet daai mooi helmets en baadjies sien wat 'n mens op met daai bikes kan koop. Wil jy my nog meer ontstel, hè? Nee, pa. Shut up dan. Melvin weet dis my droombike. Hy's moedswillig. Hy wil dit net gaan koop om my te spyt. Pa, almal van pa se ouderdom is mal oor daai bikes. Kies jy nou sy kant? Nee, hè? Ek like hy Melvin vark niks nie. Ek spoeg sommer in sy rigting. Ja, Dankie. Ten minste verstaan jy hoe ek voel. ek wonder of pa kan verstaan hoe ek voel. Hoe voel jy? Platsak. Soek jy geld? Ja, pa. Ek het nie besef hoe duur dit is om 'n cherry te hê nie. Om 'n vrou te hê is 100 keer duurder. Gaan pa my nou las of nie? Ja, okay. Jy sê nie 'n woord hiervan vir jou ma nie. My lippe is gezip. Hey, dit werk. Dis 'n foto van Melvin af. Wat 'n foto? 'n Flippende holie! Dit gaan lekker hier. Mou beer masseer 'n bietjie my voete. Kinkie. Sy was die hele dag op haar voete. Okay. Ek het my praktiese kat en blou eksamen 4 verskillende modelle gedoen. Kan die man se hare ook sny? Natuurlik. Ek dink my hare kan doen met 'n bietjie van 'n sny. Vergeet dit. Sy het nog nie eens my hare gesny nie. Okay dan, na sy joune gesny het. Net nie vandag nie. Na my eksamen is ek vodde. Ja, so. Ontspan jy net en geniet wat ek met jou voete doen. Faitjie is baie goed daarmee. Hy het al eendag my voete ook masseer. Ekskuus. Net as 'n vriend. Ek worry partykeer oor julle twee. Jy het niks om oor te worry nie. Ek het net op sy voete geoefen vir 'n reflexology kursus wat ons op die internet gedoen het. Is dit so? Ja, maar ek het onmiddellik opgehou toe ek ontdek dat die bliksem voetjam het. Ag nee, sis man. Wil jy ek moet net hier 'n kat skiet? Dit was net 'n bietjie fluff van my kouse wat tussen my tone vasgesit het. Dit was nie toon jam nie. Ag, grom my dood. Het julle geweet
'n dokter kan met 'n scan na net 3 maande se swangerskap vir 'n mens sê of die baba 'n seentjie of 'n dogtertjie gaan wees. Ek sta regtig nie in die minste daarin belang nie. Ek ookie. Besef julle nie wat 'n wonderwerk swangerskap eintlik is nie? In hierdie stadium van my lewe sal dit net 'n disaster wees. Nee, dankie. Hoekom gaan praat jy nie daai soort praatjies met Blapsie nie? Ek wil net my opgewondenheid met julle deel. My ma is vandag dokter toe vir haar scan. As jy so opgewonde is, hoekom is jy nie saam met jou ma soontoe nie? My bliksem van 'n boyfriend van haar saam met haar. Maar hoe anders? Hy is dan die pa, is hy nie? Ja, natuurlik is hy. Wat dink jy van my ma? Wat moet ek dink van jou ma as sy verwag 'n buite-egtelike kind? Het julle twee niks gevoelens nie? Jy kan nie sommer so iets net so vir iemand sê nie, veral nie iemand wat uit 'n gebroke huis uitkom nie. Wat ek liewer waai, julle twee, omstel my net. Daai chommie van jou, is nie lekker nie. Daai tennis het baie issues. Sy my voete so streel doen dit dinge vir my. Wat se dinge? Laat my hele lyf tingle. Is dit? Ja, gryp my beer, vry my vuur warm. Okay. Al wat ek vir julle twee nog wil sê. Toe maar, ek kan sien julle luister nie. Terwyl, ek gaan maar liewer waai, hoor. Ek kan regtig nie lank chat, want ek moet leer vir my eksamen. Gaan jy my nou ook ontuis laat voel? Hoe nou? Jou broer het my nou net so uit sy rondawa uitgejaag. Ag man, as hy daai tattoo ter daarna by hom het, dan sien hy niks of niemand anders raak nie. Faitjie en Charmenay saam is en word hy 'n ander mens. Dis asof ek hom nie meer ken nie. Het jy vanoggend jou medikasie geneem? Ja. Hoekom? Nee, dis net... Jy raak so effens depressed en fyngevoelig as jy nie medisyne gedrink het nie. Dis baie emosioneel vandag. Dis 'n baie groot dag vir my ma. Sy het gaan vir 'n scan om te sien of ek 'n ou boetiekie of 'n ou sissietjie gaan kry. Jy weet, ek is bekommerd oor jou. Dit voel vir my asof ek heeltyd tweede in die ry staan vir jou aandag. Al waaroor jy kan dink en oor kan praat is daai baba. Dis al waaroor daar by my huis gepraat word. Los dit dan daar. Hier soek ek my ou tennis terug. Huh? Die ou met passion wat my laat bewe van opgewondenheid. Watter ou? Jy rubbish. Dis baie moeilik om passionate te wees as jy die hele tyd oor babas praat. Dis 'n mood killer. Okay, ek sien wat jy bedoel. Sorry. Moenie net sorry sê nie. Sê vir my mooi, sexy goed. Praat met my. Laat my begeerlik voel. Ek is 'n baie warmbloedige mens. Ja, ek weet en jy maak my sommer ook nou warmbloedig voel. Doen dan iets om te end dit. Trek my uit met jou oë. Vreet my op met passion. Okay. Is 'n SMS van my ma. Ek gaan 'n sussie kry. 'n Klein baba sissietjie. Ek is baie bly vir jou. Ek wil sommer huil van opgewondenheid. Ek moet nou na my ma toe gaan. 'n Klein baba sissietjie, is dit nie wonderlik nie? 'n Sissietjie. Ek het 'n absolute riller van 'n dag gehad. Een pasiënt na die ander. Nie eers 'n tee of 'n lunchbreak nie. 'n derde van ons takse personeel was afwesig. My enkel se voete is sommer geswel van al die staan. Neville Naidu sê, hy sommer is in bliksem daai Melvin. Gaan nie vanaand kook nie, jy moet takeaways bestel. Toe sê ek vir Neville Naidu, hy moet maar nie tou staan, want ek wil eers tot daai brekgat bykom. Ek is lankal lus vir hom. Jy luister nie na 'n woord wat ek sê nie. Ek en Neville het besluit dat ons uit protes nooit weer die lotto gaan speel nie. Nooit weer nie. Hallo, anybody home? Want indirek gebruik hulle ons geld om vir ander mense motorbikes te koop. Dan gaan jy niks sê nie. Wat help het ek praat? Jy luister nie na 'n woord wat ek sê nie. Wat het jy gesê?
Ek gaan nie vanaand kook nie. Hoekom nie? Wil jy my nou straf omdat ek nie na jou gejap geluister het nie? My jap. Jy's die een wat die meeste hier gejap het. OK dan. Wat het ek gesê? Kan nie onthou nie. Aha. Dis jy wat nie na my geluister het nie. Jy luister ook nie na my nie. Nou, waarvoor praat ons dan met mekaar? Dalk wil jy nie met my praat. Dalk wil jy nie met my praat nie. Ons gaan nêrens kom as jy die hele tyd herhaal wat ek gesê het nie. Ek kan dit nie herhaal as ek nie geluister het nie. En ek kan nie weet jy dit herhaal as ek nie geluister het. Dan luister ons mos na mekaar. Presies. En waaroor moan jy dan? Waaroor moan jy dan? Oh, wat gaan nie aan? Moenie, ek het nie 'n klou waaroor ons praat, luister of stry nie. Dalk is ons albei net te gestres om regtig te kommunikeer. Nou, ons albei moet liewer net shut up. Ja, shut up net. Ja? Toe maar. Hulle sê as 'n man en 'n vrou niks meer het om vir mekaar te sê nie, is hulle huwelik in gevaar. Hulle sê ook, as daar niks meer in die slaapkamer gebeur nie, is die huwelik verby. Dan moet ons onmiddellik iets daaraan doen. Maar wat kan ons doen? Wat 'n raai. Jou rowwe bliksem. Oh, gross! Ek sien jy het dieselfde idee as ek. Maak vir my ook 'n samie toe. As 'n mens takeaways vir aandete geëet het, is jy altyd honger voordat jy gaan slaap. Pa en ma eet hulle takeaways in die privaatheid van hul slaapkamer. En ons weet hoekom. Dit is te gross om eers daaraan te dink. Ook maar mens, ook maar lus. Asseblief, op hulle ouderdom. Hulle is nog jonk. Kyk hoe gaan ouma te kere met 'n getroude man. Dit is iets wat ek liewer uit my brein uit wil blok. Dennis van Rooyen is baie opgewonde oor sy baba sissietjie wat op pad is. Ag man, hy's verhep daarmee. Dis alwaaroor hy kan praat. Klaar dit jou? Dit is nie baie romanties as jou ou die heeltyd oor babas praat nie. Shermanay dink is verskriklik oulik as ek soos 'n babietjie praat. Ag nee, hel. Is ek die enigste normale mens in hierdie huis? Voetjies is stoute ouetjies, laat hom op sy buitjie. Ja, wat vier ons? Ag, ek was sommer lus en maak ietsie anders. En na daai action is ek vanoggend vrek honger. Ja, wat jou pa bedoel is dat die takeaways vir aandete nie genoeg was. Nee, ek praat van al daai ware liefde. Steven, geniet wat ek vir jou gemaak het. Hier is pa se simkaart. Dit sal nog werk. Daai foon is in sy mal anti-semaai in. Miskien moet pa een van daai waterproof fone kry. Vir rubber ene. Rubber wat? Foon, selfoon. Luister jy alweer nie? O, ek dog jy bedoel... Ja. Nee. Ek moet anyway vandag vroeg werk doen. Want as daai Melvin 1 sekonde laat kom, kry hy 'n skriftelike waarskuwing. Wat sal pa doen as hy by die werk aankom met 'n motorbike? Ek en jou pa daaroor gepraat. En al wat hy gaan sê is, Geluk, ou Melvin. Ek is bly vir jou. daar sê, net dit. O, okay. En dan donderdag kom Disney. Voel jy net so uitgeput soos ek? Ja, ons moet maar vanaand vroeg in die bed spring. Nou van die business. En wat, nie weer in die middel van die week nie. Hy vark van 'n Melvin het vandag nie 'n voet verkeerd gesit nie. Nee, jong, hy weet jy hom dop. Soos 'n valk. Maar net ook my sê het vandag by die werk aangekom op 'n nuwe motorbike. Nee, met brosjures van verskillende bikes. Die bliksem gaan wragtig een koop. Ek sweer hy doen dit net om vir my en Neville Naidu te spyt. Ja, toe moenie laat dit jou pla nie. Sit terug. Relax.
Maak jou favourite skaap curry. Wie se groot bike is dit? Myne is Chardonnay. Dis verskriklik mooi, oom. En oom Wors lyk so sexy. Meisiekind, jy kom my dogter gewees het. Jy sê nie sulke dinge vir my nie. Maar oom, as oom so op daai groot bike sit, maak dit my knie lam vir oom Wors. Hey, as die antie jou nou oor aantrek, sy jou gatvelle vir jou af. Hoekom noem hulle oom Wors? Nou, sies waaroor ek nie praat. Hey, jy's Faatjie se Jerry. Hou jou in. Maar ek kan nie. Oom maak my knie lam. Ag oom Wors, vat my vir 'n spin toe. Nee, antie sal die stype kry. Toe oom Wors, vat my asseblief. Vat my. Oom Wors, Wors. Vos! Ek het niks gedoen nie, wat sê? Ekskuus, Ek moes aan die slaap geraak het en gedroom het. ek lei so af. Presies waaroor het jy gedroom? Huh? En wie's die sy van wie jy gepraat het? Dit was 'n nagmerrie gewees. Waaroor het jy gedroom, Visagie? Monsters, drake, spooke, sulke nare goed. En die sy? Is hy stoute rooi kappietjie gewees. Is dit. Sy wou nie luister nie. Jy lieg deur jou tande, maar toe maar, het was maar net 'n droom. Ja. Ek het vir jou geskenk. Hierso. Hey, wat is dit? 'n waterproof selfoon. Dankie, skattebol. Jy kan my behoorlik oor die naweek bedank. Nie in die middel van 'n werksweek nie, jou rowwe bliksem.